Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Amen, amen. Amen, amen. Dankie Here, ons loof en ons prys U naam vanoggend. Vader, ons loof en ons prys U naam. Ons bid vanoggend, bid ek in die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Here, baie dankie vir wat U vir ons in die kruis gedoen het, hierdie naweek waar ons het vier, maar Here, U het opgestaan. U het opgestaan en daarvoor is ons so dankbaar. Ons eer U naam vanoggend. Amen en amen en amen. Daar sê, vandag moet 'n celebration wees, baie as ek vandag die skrifgedeelte wat ek wil gebruik, kan jy glo, gebruik ek op begrafnisse. Want 'n begrafnis is net sad vir as iemand weet, dit is die einde. Maar vir ons as kinders van Here is dit nie die einde nie. Ek meen, dit is die einde van jou aardse tyd hier op aarde, maar dit is nie die einde van jou lewe nie, want jy het die ewige lewe. Ons moet dit eintlik celebrate. Ons moet dit celebrate as jy nie meer hier is nie, want dan is jy by die Vader, maar ons sien dit nie so nie, want ons wat agterbly is alleen, ons gaan die persoon mis, verseker, al daai tipe goed. Maar daai persoon gaan nooit weer terugkyk nie. Glo my. Daai persoon is by die Here, dans by die Here se voete. Ek weet nie presies hoe dit lyk nie, maar ek weet, hy het beloof in Johannes 14, hy berei vir ons 'n plek voor en jy wil nie terugkom nie. So, vandag is 'n opstanding. Hy het opgestaan. Hy's nie dood nie, hy lewe. Anders is ons evangelie te vergeefs. Te vergeefs. Ons glo in hierdie, wat die wêreld daar buite sê, die ateïste, ons glo in hierdie fairy tale. Van 'n ou met 'n wit kleed met skoenlappertjies om hom in die kinderbybel, wat opgestaan het, en nou deel ons paaseiers uit. Sien, alles so 'n bietjie te mekaar geraak so met die jare, maar ek moet vir julle vertel, dat hy het opgestaan, en hy lewe, en dis waar ons vandag gaan lees. Ek het gou net vir julle 'n bietjie vir my voor daarso. Ek kan al hier agter kyk, het raak nou so fancy hier so, alles is nou net lekker. Ek kan nou daar sien, hoe lekker is dit, ek moes net my eie PowerPoint so 'n bietjie groter maak, want ek moes op 'n stadium so kyk nou die aand. 1 Korintiërs 15:20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, ontslaap van die wat dood gegaan het. Hy het die eerste een geword van die wat dood gegaan het. En as ons vandag tyd het, gaan ek vir julle so 2 bietjie, wat die ouens noem, weer teksverse wys daar, Matteus, wat die ouens nie lekker kan verstaan en verklaar nie, maar ek wil vandag met julle deel, en ek hoop ek kan dit so oorbring vandag, die krag van die opstanding. Hoorie, daar het 'n clash in the cosmics plaasgevind, vir daai krag. En raai wat, nee, daai krag is vandag in die kerk, en sê toe sê, mens sien dit nie baie nie. Hy moes sterf aan 'n kruis, sodat ons weer die eerstelinge kan word, saam met hom. Soos wat ons in Genesis was voor die val. 'n krag. Iets het gebeur. Daar was 'n ontploffing. Krag, opstandingskrag. Lewe, Heilige Gees. En as jy 1 Korintiërs 15 lees, wat ek nou gaan probeer doen, as ek myself nie so in die rede val nie, gaan ons sien wat die Here wil doen op die einde van die dag. Hoe awesome is dit nie? Met daai prentjie in die agtergrond. Nou gaan ek vir julle net so 'n bietjie konteks gee. 1 Korintiërs 15. Nou net voor 1 Korintiërs 15 is 14, soos julle weet, en dan is dit 13 wat gaan oor die liefde, en net voor die liefde is dit die gawes van die Gees. 1 Korintiërs 12 gawes van die Gees. Toe sê hy, maar hoor jy, al het jy al hierdie gawes en jy het nie liefde nie. Sorry, sê toe sê. Dan help dit jou niks nie. Ons moet liefde hê, maar nie jou liefde nie, want jy kan uit jou uit nie liefde gee vir mense nie, dis die liefde. Hy is die liefde. As jy hom in jou het, dan het jy die liefde. Ek kan uit myself uit nie almal lief hê nie. Mense irriteer jou mos, baie keer, of is dit net ek? Nee, ons kom ons maar eerlik wees met mekaar in hierdie gemeente.
Nee, as daai een nou weer. Daar's net sekere karakters wat clash, nee, dis maar so dit gemaak is. Ja. Maar wanneer jy Heilige Gees in jou het, dan gee hy jou die liefde. Dis soos die Spreuke 31 vrou. Annelie wat my sekretaresse was daar in Duet, het altyd vir my gesê, sy wil nog hy vrou ontmoet. Maar ek moet vir jou vertel, nee, self met die liefde, as jy daai ding lees en jy dink met jou uit jou krag uit, daai leef, vergeet sy gouste. Want hy is die liefde. Hy is die een, Here, help my om lief te hê. Help my om na 'n stikkende wêreld te gaan en lief te hê. Dis die liefde. En dan 1 Korintiërs 14 sê hy, met al hierdie gawes, dis baie nice, maar die gawe om te profeteer is die belangrikste, want dit lei tot stigting, en dan gaan hy aan oor tale, want almal like tale, want dis mos nou die teken van die dooping met die Heilige Gees, nie. Dis maar een van die 9 geskenke, en as jy dit nie het nie, my boetie en sussie, beywer om dit te kry, want dit lei tot stigting van jouself. Om jouself te stig, waar jy nie weet wat om te bid nie. Spring jy daar weg, daar op jou eie, in jou gebedskamer, wherever, en jy stig jouself, my seun het nou vir my mooi gesê vir die tyd, papa bly in die 2 barriers hierso. Is baie moeilik, om jouself te stig, en dan begin hy die vliegtuig land na die einde van sy brief toe, in 1 Korintiërs 15, en hy wil net gou 'n paar goedjies regryk in die Korintiese kerk, en dan 1 Korintiërs 1 vers 16, hoofstuk 16, sê hy, hoor jy, onthou nou nie insameling van die geld vergeet nie, want ek moet Jerusalem toe, en ek moet vir die kerk geld vat. So, geld was ook 'n issue. 1 Korintiërs 15, dit nou alles gesê, kom ons lees. As jy julle Bybel saamgebring het, kom ons lees, en ek lees die ou vertaling uit, kyk of jy kan byhou. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Paulus, 3 keer in die Bybel sê, in Romeine 2 keer, en in Timoteus sê, my evangelie, die evangelie wat die Here op sy hart gelê het, om te verkondig. Sy evangelie. So kom ons kyk wat dit is. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Vandag, dis wat ons die hele fondasie, ek so doen, die hele kwartaaldeel, staan op die rots, staan vir iets. Staan vir iets. Daar is so 'n bietjie vooruit julle kan maar terug gaan na daai eerste slide toe, net daar, bly hom net daar, dankie. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Julle moet vashou aan wat die Here vir julle gegee het. Hou vas aan die evangelie, soos wat jy nog nooit aan iets vasgehou het nie. In 'n wêreld waar alles die mekaar is, onderste bo is, hou vas aan die evangelie. Daar gaan baie kere kom, wat die wêreld, en dit wat die wêreld bied, jou gaan laat twyfel aan die evangelie. Moenie. Ek onthou daai tyd toe ek net weer gebore geraak het, nou kyk ek hierdie Discovery Channel, of History Channel. Nou wys hulle daarso hoe dit 'n mite is, die 10 plaae, wat oor die Egiptenare gegooi is, dat daar was toe nou nie eintlik duisternis nie. Dit was 'n vulkaan wat nou presies daai tyd in Rome voor die son dan nou daai as gegooi het, en dis hoekom daar nou duisternis was in Egipte. Toe vra die Heilige Gees vir my, dis nou net so interessant dan, dat dit by die Israeliete net langs die dorpie lig was. En een keer hoor ek 'n ou sê, ja, maar onthou net, toe die Rooi See oopgegaan het, vir Moses, hulle was die water net so 30 centimeter, of 'n halwe meter diep. So dis dan net interessant dat al die Egiptenare verdrink het in daai bietjie water. So, want hulle bene lê nog steeds daar. As jy nou mooi kanale kyk, dan sal jy sien, hulle is besig om daai ouens se bene daai die water uithaal. Waar het julle ook gereed? Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en nou net hier, kan ek teruggaan en vir jou al die profetiese woord gee, soos wat hy vir die Emmaus gangers gegee het, onthou julle, toe hy daar in Lukas 24 saam met hulle stap, hy sê, ag, hoekom is julle so geworried? Het jy dan nie gehoor nie? Vra hulle die vreemdeling,
Jesus die Christus is gekruisig. Het jy nie gehoor nie? Hy sê, nee, vertel bietjie. Speel hy bietjie met hulle, hy spot hulle. En toe ewe skielik, toe begin hy hulle te vertel, van al die profetiese woord, van Genesis, tot by Maleagi, wat oor hom gaan, en dat hy moes gelei het aan die kruis, en hy het opgestaan. En dis wat hy hier sê. Vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, die skrif het gesê, die hele Ou Testament het gesê, dit gaan gebeur. Ek het nou dag by die polisie, moes ek preek daar, daai Woensdag, en ek wou nou daai preek weer gebruik het, maar Stan hulle almal was daar, en dan sal hulle my nou uitvang vanoggend. En ek het dit nou, omdat dit nou meestal 'n swart gehoor was, vir hulle gesê, Noma Kanjane, come what may. Come what may, hy sou geleopard krol het kruis toe, want hy moes dit doen. Hy was die suffering servant, Jesaja 53 en 52, maar dis geprofeteer dat hy het gaan doen. En hy het dit gedoen. Niks kon hom keer om dit te doen nie. Hy moes dit doen. Amen. En dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, volgens die profetiese woord. En dat hy aan Sefas, dis nou Petrus verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige van hulle is al dood. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal, het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. Hy is die 13de apostel, noem hulle hom partykeer. Hy is die ou wat na die tyd bygekom het, wat die kerk eers vervolg het. Toe klap hy hom van sy perd af, op pad Damaskus toe. Hy wou nie eers die Here dien nie. Ek ken baie sulke mense. Ek was een van hulle. Ek wou nie eers die Here dien nie. Dan gaan klap jou stoel na jou uit. Sê, ha? Is dit U, Here? Ja, jy wat my so vermy het vir 35 jaar van jou lewe. Dis ek hoor. Dan maak jy jou oë oop. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek ook die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Ek en jy is vandag wat ons is, net deur die genade van God. Elke bietjie, die feit dat jy vanoggend kan opstaan, is genade. Die feit dat jy Dinsdag dalk weer kan werk toe gaan, is genade, hoor. As jy niks het om voor dankie te sê, en jy sê die Here vir Here, dankie, Here, is genade dat ek nog hier sit, en ek is wakker, en ek is gesond. Ek het 'n vrou, ek het kinders, ek het 'n werk, alhoewel ek nie die baas like nie. Maar jy het dit. Dis genade. Is genade dat jy jou kaart kan tap en hy werk nog? Is genade. Die Here se grace, nee. Ons kan die hele oggend daaroor gesels. Dis genade. Ou Paulus sê, hy het nie een keer groot kop gekry nie. Hy kon as hy wou. Hy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Natuurlik het hy nou nie geweet daar gaan 'n Nuwe Testament wees nie. Hy het sy kop verloor voor dit geprint is. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Luister gou hier. Moenie laat sy genade vir jou en my te vergeefs wees nie. Moenie dat dit te vergeefs wees. Hy het jou gered. Wat gaan jy doen met wat hy in jou hand vir jou gesit het? Wat gaan jy doen? What on earth are you going to do for heaven's sake, gaan hy liedjie. What on earth are you going to do for heaven's sake? Of gaan jy dit daai talent vir jouself? Ek gaan dit bære. Moenie dit te vergeefs wees nie. Hierdie is so 'n ryk hoofstuk, né? Dis 'n mooi hoofstuk. Dis net ek wat dink is mooi. Ek soek iewers 'n amen. Dis mooi, né? Ja, maar ek dink so. Dis baie mooi. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Al die ouens wat hy genoem het, hy sê ek het harder gewerk as hulle almal. Dis 'n bietjie trots, sal ons nou vandag sê. Nee. Wat het een van die ander ouens is Rome toe, so ver geopereer. Hy het oorvloediger gearbei as almal, want weet jy wat? Hulle sê mos daai een sê, hoe meer jy van gered is, hoe meer kom jy agter kan jy vir die Here doen, so iets. Daai ou weet, ek was nie die moeite werd om gered te gewees het nie. Ek het God se kerk vervolg. En nou gebruik die Here my, die Heilige Gees kom bly binne in my.
En daarom hardloop ek vir die Here, soos nog nooit van tevore nie, maar dis al wat ek het. Dis al wat ek het. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daai genade van God wat met jou is sy Heilige Gees. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle daar geen opstanding in die dode? Is die daai tyd al? Het die ouens begin sê, nee wat, hierdie was 'n fairy tale. Dit het nie gebeur nie. Daai tyd al. Vandag nog meer, hoor. Vandag nog meer, ek lees iewers hierdie naweek van 'n ou wat sê, 'n predikant van 'n groot kerk wat sê, hy het gaan kyk, al die kinders wat by hom sonnaarskool geloop het en belydenis van geloof, hy het bietjie gaan kyk, hoeveel van hulle glo nog aan die Here. En toe hy sy navorsing met een klasie gedoen het, kom hy agter 68% van hulle glo nie meer in God nie. Nadat hulle belydenis van geloof afgelê het, glo 68% van hulle nie meer in God nie. Hulle glo nie meer in die liewe Jesus fairy tale nie. En hy het die een gevra, toe sê hy nee, sy filosofie, wat julle ook al noem universiteit onderwyser, het hom van iets wat anders laat glo. Hy kan nie meer in hierdie fairy tale glo nie. So en hy vra hy vir homself, wat het ek verkeerd gedoen in daai 9 jaar wat daai kind voor my gesit het? Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gepreek? Met my programme, met my alles. Ek raai kinders deur die ropes, hulle is van sub A, graad 1 tot graad 11. Toe is hulle aangeneem en voorgestel, wat het ek verkeerd gedoen? Het ons nie 'n ordentlike fondasie neergesit nie? Kom maar agter, hulle het nie. Want al wat enige mens lewendig kan hou is hierdie opstandingskrag. En as daai kind nie die opstandingskrag van God ervaar nie, gaan hy op sy breinkrag probeer deur die lewe kom. En jou breinkrag gaan jou net so ver vat, want dan gaan 'n filosofie leraar jou van die pad afvat. Want jy glo met jou kop. Jy moet eers met jou hart glo. En dan dit wat in jou hart is, bou jy op wat na jou verstand toe gaan. Nie verstand eerste nie. Dis mos daai Cremora Christene. Not inside, it's all on top. There's nothing inside. Ek is bly as elke keer as ek die grapie vertel, is daar iemand wat dit nog nooit gehoor het, en my vrou het nog alweer daai een. Alweer die ou Cremora grapie. Hoor, ek kry heavy kritiek baie keer. Maar ons gebeur voort. Die Here het dit vir my gesê, toe hy my geroep het, gebruik hy Esegiel 2 en 3. Ek kan jou stuur, het ek jou maar gestuur na 'n volk wat nie jou taal verstaan nie, hulle sal jou like. Maar ek stuur jou na jou eie mense toe, hulle koppe is hard, maar ek maak jou kop harder. So is lekker om lekker dom en difficult te wees. Nee, maar dan plaat dit jou nie baie nie. Ek lees hierdie naweek weer R.T. Kendall wat hy sê, 2 skrifte wat hy elke dag vir homself sê is, ek het dit vir die leiers en vir die ander groepe gestuur, wat hy sê, hy proklameer dit elke dag vir homself, hy is 92 en hy moet dit nog self vir hom proklameer, Here, ek sal nie offense vat nie. Maar ons doen. Ons moet dit elke dag vir onsself sê. Dis 'n eer om nie offense te vat nie. Spreuke, ons moet nou tot vervelings te lees. Kom ons gaan aan, julle chip nou in hierso. Ja. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder hulle daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Ek gaan gou 'n bietjie skrifgie vorentoe, want ek kan nou nie wag om hierdie met julle te deel nie. Nee, is nou nie daai deel nie, ek moes dit eintlik nou eers gesê, en daai deeltjie eers vir julle was. Hierso, het julle geweet, daar Matteus 27 vers 51, jy kan alle kommentators gaan lees hieroor, ne? Hulle weet nie eintlik wat dit daar, dis te weird vir 'n teologiese brein om hierdie uit te figure. God het sy opstandingskrag toe die lewe clash met die dood. Bars grafte oop in Jerusalem. Grafte het oopgebars, dooies het opgestaan. Lees, Matteus 27 vers 51, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Luister hier, toe die Heilige Gees krag
onder die aarde ingaan na die doderyk toe. Toe gebeur daar dinge, hoor jy, daar dinge het begin move daaronder, hoor. Dit was 'n ou doodse stilte, soos dit in vandag in party kerke is 'n dramatiese, dodelike ou ding. Maar as die lewe daarin loop, poef, dan staan tot die dooies op. Ja, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgaan. So vir 3 dae en 3 nagte, hulle grafte het oopgebreek met die voorhangsels geskeur. Toe waai ouens, ons gaan maar eers uitkom as Jesus uitkom. En toe gaan loop hulle tussen die ouens in Jerusalem rond. En ek kan vir jou weet, party van julle is die eerste keer wat julle hierdie raak gelees het. Dis die krag wat plaasgevind het met sy opstanding. Hy het dit gewys, ja, maar ons het nie Jesus gesien nie. Wat dan van al die ander dooies wat jy gesien het? Maar die ander skrifgie, net voor dit, het die ou Sadduseërs met 'n triek gekom. Matteus 28 net daar, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Marianne na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing. Nog ene, na die 3 dae, nog 'n aardbewing. Want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding soos wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Jy kan nou daai gaan lees en het gebewe in die graf. Hey, hier het krag gebeur hierso, hier het goed gebeur hierso. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Het jy geweet, Jesus het opgestaan, sonder dat die klip eers weggerol is. Want in daai 40 dae het hy deur mure geloop en saam met die ouens geëet. Hy het nie nodig gehad eers dat die klip weggerol word nie. Die klip is eers weggerol Sondagoggend, hy het al Saterdag aan 6:00 opgestaan. Toe die Sabbat verby is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, ek het julle dit gesê, en julle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, en gehardloop, om het aan sy disippels te vertel, ons glo dit nie. Vandag glo die ouens dit nie eers nie. Daai boodskap is nog steeds haastig. Dis 'n haastige boodskap. Hierdie wegraping is een van die dae. En die wegraping is nie om jou te laat skrik nie, die wegraping is om jou haastig te maak. Ons moet haastig raak. Dinge gebeur in hierdie wêreld wat jy nie kan keer nie. Die kerkdispensasie is amper verby. Daar's nog ouens wat nog eers glo Jesus het opgestaan nie. Ek wonder nog daaroor, jy weet, want hierdie een teoloog het dit gesê, en jou geloof wankel. Hy moet nie meer wankel nie. Jou geloof moet nie meer wankel nie. Jy moet weet. En terwyl hulle op weg was, om dit aan sy disippels vertel, kom Jesus hulle met eens tee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. En net daarna is hierdie ouens, het hulle gegaan, en die priesters het vir hulle gesê, moet vir niemand sê nie. Ons betaal julle. Bly stil, moet net niemand sê nie. En hulle sê tot vandag toe nog, toe die boek Matteus geskryf is, tot vandag toe nog, het die Jode geglo sy liggaam is gesteel. Hulle daai soldate laat stil bly. Gaan lees dit gerus. Maar nou het julle my weer nie rede geval, ons is nog by 1 Korintiërs 15. Alright, goed. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Moenie vergeet, toe hy opgestaan het, nie, tot dooies uit die grafte uit opgestaan nie. Iets het gebeur daai dag, julle. Iets het gebeur daai dag, wat geen mens kan verklaar nie. En daai Matteus 27, teoloë sukkel om dit te verstaan. Hulle skryf, hulle gaan so vinnig daaroor. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Vergeefs. Ons kan nou maar stop.
En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, doodgegaan het, wat in Jesus geglo het, verlore. As ons net hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense, maar nou, so daar's mense wat in hierdie lewe net op Christus hoop. Jy kan dit sien in hulle geloof, jy kan dit sien in hulle godsdienst, hulle hoop maar net. Ons hoop maar net eendag, is daar ook vir my 'n plekkie by hom. Ek hoop maar net. En dis 'n ou dooie armsalige geloof. Ons hoop maar, ons sien daar ver. One day, Lord, we'll understand. The sweet by and by. Jenne. Ek wil nie saam met sulke ouens operuit nie. Waar was ons? Maar nou, dis nou my skrifgie vir die dag, 1 Korintiërs 15:20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Jy sien, daai ouens, hulle grafte het oopgebreek, ons wag maar binne die graf, want hy moet eerste uit. Hy is die eerste een. En ek kon nou vandag gepraat het oor die fees wat daai dag plaasgevind, want is die fees van die eersteling gerf. Hy is die wyfoffer. Hy is die een wat aan God moes verskyn en sê, is my offer mooi? En God het gesê, well done. Dis hoekom God se 7 feeste so belangrik is, want dit alles het 'n profetiese boodskap. Van hulle het nou in vervulling al gekom. Soos die eersteling gerf het in vervulling gekom. Die arme ou Jode, hulle wyf nog steeds koringare. Ons hoef nie meer nie. Vandag sê ons dankie. Sê net dankie. Amen. Dankie Here, dat U die eersteling gerf vir ons geword het, die eersteling, die eerste offer. Jy bring jou beste na God toe. God het my en jou nie nodig gehad nie, hy kon ons nie gebruik nie, ons was nie die beste nie. Hy moes homself offer, en hy het homself voor homself gesit. Sê, dis 'n goeie offer. Dis nou wat ek gesoek het. Sonder blemish, mooi, perfek. Hoe mooi is dit? Ek kry so my hongervleis. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Omdat Adam die dood ingebring het, omdat Adam gesondig het, moes God 'n mens word om Adam se probleem reg te maak. Dis wat hy sê. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal ook almal in Christus lewend gemaak word. As jy in Christus is, word jy lewendig, jy word geregenerate, jy kry die ewige lewe wat vir altyd is. Maar Adam het daai ander ding ingebring wat ons die dood noem. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, hoor hoe mooi sit hierdie, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig. Hierdie ding loop op na iets toe, julle moet dit verstaan wat ek vandag vir julle probeer sê. Hy het nodig gehad om die 3 eenheid afsonderlik te gebruik. In die Ou Testament was die dispensasie van God. Hy moes toe as 'n mens as Jesus kom. Dis die tweede dispensasie. Die derde dispensasie waarin ons nou is die dispensasie van Heilige Gees. Maar daar kom 'n tyd wat hierdie 3 een gaan wees weer voor ons. Hoor jy? Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Dit kom nou in Openbaring ook, want hy moet as koning heers in die 1000 jaar vrederyk, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, vers 28, hoor nou, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles
in almal kan wees. Dan sal die drie eenheid one wees. Hy gaan nie meer, ons moet nou, Jesus is nou 'n mens wat aan die regterhand van God sit. Hy doen intersessie vir ons die afgelope 2000 jaar. Ek en jy het hierdie kant van die ewig heiligheid gees, wat God self is, maar eendag is al drie by mekaar. Jo, hoe awesome gaan dit wees? Hoe awesome gaan dit wees? Maar hy beloof in Johannes 14, dat as Heilige Gees in jou is die hele volheid van die drie eenheid in ons. Is te mind-boggling om te verstaan. Maar daar kom 'n tyd. En dit gaan nie so vinnig wees nie. Ek kan dit amper sien, toe ek so bid vir die Here vanoggend, toe kon ek amper sien, as die son net so sak, en die laaste straaltjie van die son, en dit word aan soos 'n p. En so gaan dit wees, as hierdie drie by mekaar gaan wees vir ons. En dan gaan ons sien, wow. En die arme ouens wat nie in Christus is nie, gaan dan, hulle bene gaan so bewe, in die grafte. Is soos daai koning, toe daai hand skryf teen daai ding, toe begin sy bene binne ons so rattle. Toe weet hy, dit is nou te laat. Jy is geweeg, maar jy is te lig gevind. Ek weet ek is te lig, dis hoekom ek in die Here moet wees. Ek hoef nooit so gemeet te word nie. Ja, daarna kom hy. Anders, wat sal hulle doen, wat hulle vir die dode laat doop? Hierdie is nou baie goeie skrif hierdie is my baie goed. 1 Korintiërs 15:29, en hier het 'n sekte ontstaan uit hierdie skrifgie uit, kan julle dit oor vertel? Anders, wat sal hulle doen, wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewek word nie, waarom laat hulle nog vir die dode doop? Nou die ouens, die Mormons, Latter-day Saints, glo, my pa is nou dood, maar hy het homself nie laat groot doop nie. Nou kan ek namens hom gedoop word. Kan jy dit oor vertel? Luister gou, al wat hierdie beteken is die volgende. Wanneer ek en jy weergebore word, wat is die belangrikste ding wat met jou moet gebeur op hierdie aarde? Jy moet doodgaan in jouself. Toe ek myself laat doop het ek die ou een gelos daar binne. Hy is dood. Hy moet nie weer opstaan. Hy is supposed to weer op te staan en my doen, hè. Dis wat hy sê, ons laat onsself vir die dode doop. Want ons weet ons moet doodgaan. En nou gaan hy aan, wat dit sê. Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, sê hy. Ek en jy moet elke dag beter wees as gister was. Ons moet elke dag doodgaan. Ons het onsself vir die dode laat doop, julle hoor. Die ou mens moet nooit weer opstaan nie. En as hy doen, gaan iemand vir jou sê, hy stink, man. Moenie. Repent. Raak beter. Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, wat 'n voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewerk word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Jy moet elke dag doodgaan. Jy sal vir ewig lewe. Want as dit nie so is nie, sê Paulus, kan ek en jy nou maar, kom ons pak op, kom ons gaan Frankoes toe en ons gaan drink 'n bier. Want dit is te vergeefs nou, wat ons doen hierso. Dis verby, dis verniet. Ons sit verniet hier. As jou weergeboorte niks beteken nie, jy's nog net soos wat jy was voor jou weergeboorte, is dit verniet. Dis verniet. Jy moet doodgaan in jouself, sodat jy vir iemand anders kan lewe, Jesus Christus, en dat hy jou kan gebruik om ander te help, wat so oot toe is, wat nie die waarheid sien nie. Maar hy kan jou nie gebruik sien nie, doodgaan in jouself nie. Want jy het beloof. Die dag toe jy self laat doop, het jy ingeval by die groot opdrag, Matteus 28, Markus 16. Jy het gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, ek is gedisipel, so, dan laat jy jou doop. Dan kan ek jou gebruik. Dat jy kan sterf in jouself. Dat jou lewe gaan, jy word nou 'n disipel van die Here Jesus Christus, want hy het gesterf vir jou aan die kruis, hy het opgestaan, sodat jy in hierdie krag kan loop. Wat gebeur het by die kruis? Boem.
Dis wat ons moet doen. Anders is net rituele, maar nee. Weet jy hoe lekker is om jouself dood te gaan? Dis so lekker. Want ek wil nie daai ou wees wat ek eergister was nie. Ek wil nie daai ou wees. Ja, ek wil nie as daai Eddie wat hier voor sy sit 'n droom gehad wat sy my en Elsie ontmoet het in 'n Joel 20 jaar terug. Sy sê sy wil daai mense nie ken nie. Ja, ek ook nie. Jy wou my nie geken het toe nie, chom. Want ek was all about myself. It was all about me, myself and I. Ja. It's all about me. En ongelukkig vandag in die kerk is dit nog steeds so met baie mense. It's all about me. See me. Hey, get over yourself en gaan help die wat verlore is. Ek like daai ding wat sê, stop arguing with the saved. En gaan help die wat nie gesave is nie. Ek argue nie meer met die saved nie. Pel, as jy nie wil glo in die groot doop nie, Kubai, gaan beklei jy nog om die dooptafel. Ons gaan die disipel wat gered wil word. Wat nie meer in hulle dood wil wees nie. Alles is dood, alles is boring, alles is bad. Gaan help daai. Hier is die hele dorp met duisende kinders wat rondloop van ander klere wat niks het om te doen op 'n Vrydag en Saterdag aand nie. Behalwe crime, prostitusie en drugs. Hulle niks nie, hier is ek gaan nou maar bedien daar in Turkye. Gaan net hier na Annan toe op 'n Vrydag aand, kyk of jy survive. Kyk of jy lewendig van hierdie stasie af kan loop tot daar bo in die dorp Saterdag aand, kyk of jy kan. Hey, papi, jy stop nie eens by 'n stopstraat dood nie. Jy move. Hier's 'n groot evangelisasieveld in hierdie dorp. Verlore gaande siele wat niks weet van hierdie nie. So hulle dink is 'n fairy tale. Party het nog eens gehoor van dit nie. Hulle glo in hulle voorvaders. Gooi dollosse. Hulle gooi nog steeds dollosse soos voor Pieter TV aangekom het. Hulle doen nog dieselfde rituele. Niemand het vir hulle gesê is verkeerd nie. Ons moet dit doen. Dis ons job. Dis die kerk se job. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en nie so wees nugter op die regte manier. Daaroor kan ons lank praat. En nie Sondag nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot hulle. Nee, ek sê dit tot julle beskaming. Hy praat met die kerk. Hy het geen kennis van wat God gedoen het by daai kruis nie. Dis maar net nog 'n ding. 2000 jaar later, is maar net nog 'n Paasfees. Ons doen ons dinge, dis niks fout daarmee nie. Ons het 'n awesome diens gehad, baie diep diens gehad donderdag aand. Ons het lekker sop geëet en lekker brood. Ek het nog steeds swybrand van al daai breinbrood, maar in elk geval. En ek het so mooi uitgeweet, ek het daai aand nie eens 'n paaseier geëet nie. Gisterand vou ek se R20 se toksak. Eet ek roomys met kondensmelk hoor. Ek bely dit, hulle sê my sonnes vir mekaar bely. En ek wou so goed in Turkye gelyk het hoor hom. Nou gaan ek weer met 'n T-shirt swem. Het raak bad so in jou 50s is, hoor, ek moet dit net sê. Nee. Hoor, ek moet dan met 'n ou grappie inbring, want ek sien ons vat onsself baie ernstig op hier. So ek raas nie. Ek sê net, hey, ons moet die lewe verstaan. Hierdie is supernatural goed hierdie, hoor. Hierdie is supernatural goed. Ek dink dat die Heilige Gees, hy wil saai babatjie, gaan hulle nie wakker word. Ek wil move. Ek is nog nie eens in Anna nie, ek sit nog hier by Adam. Kan ons nie maar move nie. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mense, sê Paulus, dwaase mense, wat jy saai word nie lewendig gesterf het nie, en hierdie gebruik ek by begrafnisse. Want jy weet hoeveel mense het ek al deur die jare gehad, jy sê, sal jy my begrawe as ek doodgaan? Ek doen baie dit. Ek sê net dan is reg. Maar asseblief help my, ek in die oom beklei. Ek weet, ek het so met 'n vrou gestap, 'n jaar lank. Sy het goeie vriende geword. By haar doodsbed gesit, ek het vir haar Bybel gelees. JC, help my. Kan ek veras word? Mag ek veras word? Beklei mense oor dit. Wonder oor dit.
Maak nie saak nie, sê Paulus, hoor hierso. Wat jy saai word nie lewendigs gesterf het nie, en wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel. Byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy het gewil het aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde nie. Wat hy probeer vir jou sê is, nee, toe jy op aarde was, is jou vlees wat jy hierna gaan nie dieselfde nie. Hy gaan nie jou beendere gebruik wat jy nou het, dankie Here nie. Want dit kom uit stof uit. Hy gaan vir jou 'n hemelse liggaam gewees. Hy gaan nie jou ou goed regmaak nie, dankie tog nie. Baie mense sê, dankie tog, ek wil nie weer daai groot toon hê, want ek elke dag gaan vaskyk nie, want hy staan so. Nee. Alle vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee en die van visse, anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame. Jou liggaam op aarde was 'n aardse liggaam. Hy kan nie in die hemel in nie. Hy kan nie julle. Hy gaan hom ook nie gebruik met die opstanding nie, want dit is 'n aardse ding. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander. So hy sê, daar was 'n aardse liggaam, en nou vergelyk hy die hemelse liggaam, maar dis in heerlikheid. Hy gaan jou opwek in heerlikheid, ek gaan nou so 'n bietjie vooruit. So ook as die opstanding van die dode, daar word gesaai in 'n ou liggaam, verganklikheid. Daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, want hierdie ou liggaam wil jou heeltyd wegtrek van die glory of God af. Hy's oneervol hierdie liggaam, hy wil nie saamwerk nie. Dis hoekom hy sê, mag dit goed gaan in jou gees, siel en liggaam. Jou siel en liggaam trek heeltyd weg. Hy wil heeltyd wegtrek na sonde toe. Hy kan nie daai gebruik nie. Hy kan nie daai liggaam gebruik nie. Hy trek dwars. Die natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. En nou sit vir my mooi. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword uit die sand uit. Die laaste Adam, Jesus Christus, 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel nie die eerste nie, maar eers die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens, hoor hierso, was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. En soos hy is, so sal ons wees. Ons gaan niks. Ons kan jou nie gebruik in die 1000 jaar vrederyk nie, jy's veras. Ons kry nie jou linkervoet nie. Jy het 'n probleem, Pel. Dankie, Here. Maar weet jy wat, ek en jy die leaksheid om aan daai jazz te dink. Die arme eerste martelare is deur die leeu's verskeer en dit het oorgebly is vir die honde gegooi. Hulle het nie die leaksheid gehad om te dink, ek mag nie verras word nie. Waar gaan my liggaam heen? Hulle het nie daai luxury gehad nie, julle. Ek en jy 2000 jaar later met ons afbop polisie het daai luxury. Hulle het dit nie gehad nie. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Jou eerste liggaam was aards, Adam, stof. Jou tweede liggaam is hemels, God. En hy het verduidelik, visse het hulle eie vlees, diere het hulle eie vlees. Die hemelse goed het hulle eie vlees. Dis 'n vlees, nee, wat kan eet en nie vet word nie. Dis 'n vlees wat deur mure kan loop, soos Jesus in daai 40 dae geopereer het, om vir ons te wys hoe dit werk. Hy het sy wonde gehad, maar dit was nie seer nie. So gaan ek en jy opereer in daai 1000 jaar vrederyk, en dit gaan jou liggaam wees vir ewig. Jy hoef nie tandarts toe te gaan nie, jy hoef nie oogarts toe te gaan nie, jy hoef nie dokter toe gaan met jou blinde darm nie, niks. Dis 'n hemelse liggaam, hy's anders aan mekaar gesit. Hoe awesome is dit nie? Maar dit verklaar ek boeties en sissies, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. En hier praat ons nou nie van, ons praat hier van die fisiese koninkryk. Die fisiese een wat hy vir ons in Johannes 14 beloof het, onthou jy?
Hy sê, ek gaan weg, maar moenie bekommerd wees nie. Ek kom weer terug om julle te vat na 'n ander plek toe. Daar is jou eerste skrif oor die wegraping. Alright, jy gaan nie vir ewig hier bly nie. Daar is vir jou hemelshuis en dit gaan lekker wees, cozy vir 7 jaar. Jy het 'n deeltiteltjie daar aan die kant. En dan moet jy weer terugkom hiernatoe, om saam met hom te regeer vir 1000 jaar. Hoe awesome is dit nie? Jy gaan nie vir ewig in daai mansion in the sky bly nie. Ag, moet ons nou weer terug. Maar saam met Jesus, ek wil net saam met hom wees, as hy nie in die hemel is en hy regeer vir 1000 jaar op aarde, wil ek hier wees. Daai een ou nou terug wat ek luister, het 'n liedjie geskryf, ek weet nie nou wat 'n liedjie nie. Al hoekom hy wil hemel toe gaan is, omdat Jesus daar is. Meeste Christene wil net hemel toe gaan, hulle worry nie of Jesus daar is nie. What's wrong with that picture? Ons moet wil wees waar hy is, want ons is sy bruid. En dis waarom ek mense so jammer kry, waar die arme bruid hier in Suid-Afrika sit en die bruidegom werk oor see, dis taaf. Jy wil saam met jou bruidegom wees. Jy wil nie sonder hom wees nie. Dis mos so. Of help jy jou man pak. Die ou ding, ek is weer bly, hy gaan vir 3 maande weg. Nee, dis nie hoe dit moet wees nie. Ons moet ek hunker na hom, ek wil by hom wees. Dis mos hoe dit moet wees. Lisa was net 'n rukkie daar in Seattle, 10 is amper mal geraak, die res van ons het gesuffer saam met hom hierso. Nee? Hy hanker na sy vrou, hy wil by haar wees. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, sê hy. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Hulle het toe almal ontslaap. Die wegraping het nie in hulle tyd gebeur nie. Baie het gehoop, daai tyd al. Hoor die Here kom hier vandag. Dis nou 2000 jaar later. In 'n oomblik, hoor hierdie wegrapingsskrif. In 'n oogwink. By die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Nou die ouens gesê, ja, jy sien, jy slaap tot hy nie is nie, wat hy sê. Die wat doodgaan is nou reeds by hom. Maar is nie 'n liggaam by hom, ons het nog nie liggame gekry nie. Dit sal gebeur by die laaste bassein. Want hierdie verganklike moet met onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid, kyk Paulus kan hom weer trap hoor. Weet net, hierdie vergaan, maar nie wat binne in jou is nie. Jou gees en jou siel is vir altyd. Maar hierdie ding kan nie saamwerk nie, want waantoe God hom gaan vat, gaan hy nie kan byhou nie. Alright, as ek saam met ouens gaan bedien is daar in Zimbabwe, ons gaan teen hierdie kloof af, teen daai kloof op, en net aan die kant die kloof gaan ons die menne doop, en sy sê, hee. En hy manne stap, en is gewoond aan stap. So om eendag gaan dit nie so wees, na 1000 jaar verder, gaan ons net vir hom sê, right, ons gaan die ouens daai kant doop, no problem, ons gaan soontoe. No problem. Ons gaan nie geld hê of niks nie. Ons gaan dit net kan doen. En hierdie verganklike onverganklike, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank. Ja, ek like hierdie ou Afrikaans. Maar God sy dank. Waar gebruik? Dink hulle dit by Bloedrivier gebeur, toe daai laaste skootklap sê, maar God sy dank. Hier, ons is nou klaar. Nee. Maar God sy dank. Wat ons die oorwinning gee deur ons Jesus Christus. Hoor julle hoekom het hy opgestaan? Hy het vir ons oorwinning gegee deur Jesus Christus. Daarom my geliefde boeties en sissies, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dus hoekom jy moet staan vir iets. Bou jou huis op die rots, arbei vir die Here. Gaan vertel vir mense wat dood is in hulle sondes, wat nie die het nie. Dis ons job. Jy gaan nooit happy wees tot jy nie deel wat in jou is nie. Dit gaan 'n dringendheid raak in jou kookpot. Dis hoekom Angus altyd gesê het, alright, het jou hart vir Here gee, baie mooi. Gaan vertel vir die eerste 3-4 ouens wat jy nou ontmoet. En toe is dit nou maklik daar by Mighty Men, want Reinhard Mane was saam met Reinhard, ek het my hart weer gegee. Ek onthou, ons was daai tyd saam. Dis maklik, nee. Gaan sê dit vir die ouens daar op die myn.
Die ouens saam met wie jy nou die dag gerook en gedrink het, gaan sê vir hulle, dan gryp hulle jou in hulle dronkenskap so om die lyf, waar een ou het my so gegryp, nog hier by Frankhouse toe dit 'n ander naam gehad het. Hy gryp my so, Jace, don't cross over. Dis ek klaar oor. Ek is oor die Jordaan, ek kan nooit weer terugkom hê. Dus ek weg, ek's gone. Maar hy het my probeer hou daar, moenie. En toe is ek oor, kon nie terug nie. Ek het hom gaan vertel. Ek gaan vertel toe 'n leraar onder wie ek groot geword het, wat nie in die Here glo nie. My vrou sê, bel hom. Maklik vir hom te sê. Bel hom, sy sit daar binne of sy maak of sy aan naals besig is. Maar toe ek bel aan die kamer, toe sien ek haar skade weer daar in die gang. En ek bel hom, en ek sê vir hom, ek sê maar hom net Boeta noem, Boeta, ek het my hart vir Jesus gegee. So, baie mooi, ek is bly vir jou. Goodbye, cheers. Maar ek het dit gesê, ek het by my kantoor gekom, vir die manne gesê, hier is nou nie meer gerook en gevloek in hierdie kantoorie, hier is oom Angus en niet sy dagstukkie. Elkeen van julle kry 'n beurt. Van môre af, ek sal begin. Gaan ons open met skriflesing en gebed in hierdie kantoor, 'n ongemaklike stilte, en die eerste ou sê, ons het lank al gewag hiervoor, dankie tog dat jy verander het, want jy was nie in huis ou nie. Hulle het nou oor 'n etlike maande dit toe nou vir my gesê. En jy kyk nie terug nie, want jy brand al jou brûe met die verlede. En hierdie groot geskenk wat jy gekry het, van hom wat uit die dood het opgestaan het, gebruik het, want daar's krag daarin, maak nie saak hoe taaf het raak nie, as jy die Heilige Gees se krag voel, en jy sien hoe die Here deur jou werk, jy kan dit nie glo dat hy iemand soos jy gebruik nie, weet jy hoe awesome is dit? As jy vir 'n siek tannie kan gebid, of 'n siek oom, of 'n siek kind, of 'n kind net hoop kan gee. Weet jy hoe lekker is dit? Ek gaan met hierdie prentjie klaarmaak. Ek wil net vir Loukie jaloers maak met hierdie. Ek het een van sy prentjies gezap hierdie week. Ek wil daai vir julle wys gou. Ons is nog 5 minute. Hoor gou hierso. Johannes 3 vers 13, ek het dit by die vrouens gedeel, maar hy het nou nie so mooi uitgekom agter, en ek kom hier so lees vir julle. En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En Smith Wigglesworth verduidelik hierdie, the resurrection power that's working in you. Hoor hoe verduidelik hy dit? When I stretch a hand of faith up to him, his power comes down to us, then we glorify him by sending him up our worship and thanks. Dis life in the spirit, is so zoep. Hy gee, Here help. En dankie Here. Dis hoe ons operate saam met die Here, hierdie cycle of faith, wat ons saam met hom loop. Sê net dankie Here, dat hy ons kan gebruik. Hier is ons Loukie sin. As 'n vrou het vir my daai mooi potjie gemaak. Ek kyk, maar hy's nou so 'n bietjie bleekie, so jy gaan dit nou nie so mooi sien. Loukie is myne, ek kan hom nie vir jou gee nie, ek weet nie so kom. Maar kyk net hierdie mooie. He came, he died, he arose, he ascended, he's coming back. En dit is wat Paulus in die hele 1 Korintiërs 15 gesê het. Hy het doodgegaan, hy het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan. Hy luister hier so aan die einde van 1 Korintiërs 15, hy kom terug, okay? Hoe wonderlik is dit nie? Hy kom terug. Hy het ons nie gelos as weeskinders nie, hy het gesê. En hy kom terug. En wanneer hy terugkom, you must be ready, want hy gaan vir jou vra, wat het jy gedoen wat ek vir jou gegee het? Het jy iemand gaan vertel vir my? Het jy jou hande op hulle gaan lê? Ja, maar ek het nou nie geweet of hulle gaan genees. Jy sien jou saak of hulle genees of nie. Want God doen die genesingswerk, nie ek en jy nie. En jy hoef nie te dink, ja, maar ek moet nou gaan bid vir, gaan gee net iemand hoop. Gaan vertel net iemand. Ja, maar jy sien, ek glo in my filosofie. Professor Hyk vir my gesê, dat nooit daai professor vir 'n ete.
En dan vertel hom van jou Jesus, kyk of jy die guts het. Dis wat ons moet doen. En ek gaan vandag vir julle bid. En as jy van daai krag soek, en van daai lekkerte, kom vorentoe, ons bid vir jou. Kom, moenie skaam wees nie. Ja, maar jy het al so 2 jaar terug vir my, kom weer. Ons lek, nee, dit oes het ons uit. Ons moet heeltyd vir die Here vra, Here, kom maak my vol, my geloof is 'n bietjie geshatter hierdie week, ek het slegte nuus gekry, weet nie of jy my kredietkaart opgehou het na die dag. Hy sal vir jou hoop gee. Here, my mense het my afgeskryf, ek sal leen, kom, dat hy vir jou hoop gee. Ga vir die leiers vra om vorentoe kom, as vir jou bid. Jy kan nie uitstap nie, is opstanding Sondag. Laat die hoender maar bietjie brand hierdie Sondag. Arme mense het hoender kry. Ek's baie lief vir hoender, ek moet sê. Laat ons vir jou bid, die krag kry. Heilige Gees is so opgewonde, nee. Hy is ons krag. Hy is die een wat vir ons die skrifte oopbreek. Hy wil so graag mense gaan genees in hierdie dorp. Jy hoef nie eers te bang te wees dat jy Here jou Afrika toe gaan stuur nie. Is Tawer hier in Carletonville in Zimbabwe, ek beloof vir jou. In Zimbabwe kan ek my kar ooplos in die aand. Hierso gaan ek nie eens my kar op die sypaadjie los nie. Hy's gone. Hulle steel hier by die kerk. Ek gaan vir ons bid. En dan gaan ons Heilige Gees vra om julle te bedien vir die wat wil. Anderste moet julle 'n lieflike lang naweek verder hê. Die eerste persoon vir wie ek gaan bid. Vader, ons loof en prys U naam. Ons loof en prys U naam. Vader, baie dankie vir my boetie wat vorentoe gekom het. Ons loof en ons prys U naam. Dankie Here vir U krag. Vir U krag, my Vader. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Ek vra vir die leiers om almal vorentoe te kom. Vader, dankie dat ons U kan loof en prys vandag vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie vir U opstandingskrag wat in elkeen van ons is. Here, ek loof en ek prys U naam. Dankie vir U seun vir wie ek nou bid hierso. Here, dankie dat die krag in hom. Jesus, Here. Alles wat dood is by hom sal lewend maak. Die Here gee vir jou, nee. Hy is lief vir jou. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Bid so lank vir hulle. Dankie Vader. Dankie Vader. Ons eer U naam vandag. Ons eer U naam vandag. Dankie wat U vir ons gedoen het aan die kruis. U is ons Abba, U is ons Papa. Here, ons loof en ons prys U naam. Ons loof en ons prys U naam. Oom Ronnie sal kom help asseblief bid. Dankie. Tannie Celeste kan hom bystaan en net agter hom staan. Dankie. Ek loof en ek prys U naam, Vader. Ek loof en ek prys U naam. Ek loof en ek prys U naam. Albei julle kan kom help so voor asseblief. Ek weet ons almal het uitdagings. Luister, hierdie jaar het nou net begin, ons het lekker vasgetrap in die eerste kwartaal, laat hierdie nou 'n lekker launchpad vir jou sal wees. Einde van die jaar, wanneer ons Kersfees vier, mag die grootste geskenk wees wat jy vir hom kan gee. Want ons moet vir hom persente bring, hoor, jy het jou hele lang persente gekry. Die persent wat jy hom kan gee is, Here, vergewe my, maar ek het net guts gehad om vir 10 mense te bid. En weet jy wat gaan hy vir jou sê? Well done. Well done. En as jy nie die guts het om vir mense te bid nie, kom vorentoe, want jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Jy het die krag van die Heilige Gees nodig. Hy is die een wat jou leer, hy is die een wat jou wysheid gee, hy is die een wat jou verstand gee. Jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Jy het sy krag nodig. Ek kan dit nie, jy het nie my krag nodig nie. Wat gee jy by my kry? Niks nie. Ons het sy krag nodig. Maar hy sê, jy moet doodgaan in jouself. Here, ek leef nie meer nie, maar U leef in my. My vrou het nie geweet dat ek preek vandag nie. Ek deel nie my preke met haar nie, want nou gaan sy my probeer help. En sy het vanoggend Galasiërs 2 vers 20 gelees.
Here, ek leef nie meer nie, maar hy leef nou in my. En dis hoekom ons onsself gaan doop het, so ons kan doodgaan in onsself. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Vader, baie dankie vir elke persoon wat opgestaan het. En selfs die wat sit, Vader, Heilige Gees, ek bid nou, dat U Heilige Gees sal oor almal kom. U Heilige Gees, U Gees van vrede, sal almal bedien net daar waar hulle sit, die kindertjies, Vader, almal. Sissie, ek moet vir jou sê, jy weet jou oë so aftraan daar, ek wil vir jou sê, nee, die Here, nee, het 'n groot plan met jou en jou gesin. Jy gaan wonderwerke sien gebeur, jy gaan nie kan glo wat die Here met julle doen. Jy dink, nee, die Here, nee, sien julle nie, daarom welverdien nie. Die Here ken welverdien. Die Here het gesê, ons vergeet dalk welverdien, maar hy vergeet nie welverdien nie. Die Here het 'n plan met welverdien. Die Here het 'n plan met jou 2 seuns. Jou 2 seuns is geroep vir die Here. Ja, nee, ons het almal foute gemaak. Maar weet jy wat? Die Here vergewe ons, dis hoekom sy bloed aan die kruis vir ons gegee is. Dit wat Jonathan nou gepreek het. Sy bloed is vir ons gegee, dat hy ons vergewe. Hy vergewe jou, kan jy dit glo? Al jou sonde is vergewe. Al die foute wat jy gemaak, en nog die wat jy gaan maak, kan jy dit oorvertel. Maar bly net in hom. Bly in hom. Hoeveel mense moet ek bedien, wat hulle self nie kan vergewe nie? Hulle sit in ouete huise en hulle kan hulle self nie vergewe nie. Vergewe jouself, want God het jou vergewe. Luister hierso. Kan jy glo God het jou vergewe? Hy het alles vergewe. Ja, maar jy weet nie hoe was ek met my kinders nie. Jy weet nie wat het ek aan my pa gedoen nie. Hey, vra hom om vergifnis. Sê vir hom, Here, hy weet in elk geval. Here, vergewe my. Vergewe my. Vergewe my. Sy sê, ek wil graag vir jou bid. Ek weet dat dit laas vir jou gebid, maar ek wil ook vir jou bid. Dankie Vader. Dankie Vader. Ons eer U naam. Is dit jou man, hè? Daar sou dit klaar vir hom gebid. Maar jy kan sommer saamkom, wat is jou naam? Kom saam met jou vrou. Julle is getroud, nee? Alright, en is julle 2 se blonde kop seentjies. Jy het mooi seuns, hoor. Jy moet hulle oppas, nee? Alright, hou julle hande aan mekaar vas so. Vader, ek loof en prys U naam. Here, dit wat stikkend is, sal U kom gesond maak. Moenie worry nou, die boeta. Ons het almal foute gemaak. Die Here het jou vergewe. Ek weet Tinus het nou saam met jou of Loukie het saam met jou gebid. Die Here vergewe jou, hoor. Ek kan dit vir jou sê, weet jy hoekom? Want hy sê so in die Bybel. Hy het jou vergewe. En Here, ek bid vir U krag om hom gesond te maak. Sy stikkende hart. Sy stikkende hart. Dankie Here dat U sy stikkende hart kom gesond maak. Here, en ek bid vir bonatuurlike wysheid wat U hierdie man sal gee. Wysheid wat hy nog nooit eers kon gedink het nie. Jy het jouself al in skool afgeskryf, maar ek sê vir jou nou nee, die Here nee, gaan vir jou wysheid gee wat mense gaan bewonder. Wat mense gaan bewonder. Hoe kan hierdie ou? Hoe kan hierdie ou? Heilige Gees, dankie Here dat U dit vir hom nou beamoen in hierdie oomblik. Ook vir Sissie hierso. Vader, baie dankie vir die genesing in haar liggaam. Enige siekte wat haar liggaam wil aanval, ek sê vir jou siekte, die Here bestraf jou, los haar uit. In die naam van Jesus, sy sal 'n ou vrou word. Vader, ek eer U naam. Ek eer U naam. Ons nog baie van ons het nog baie plooie gaan kry voor ons daai nuwe liggaam gaan kry. Ek moet dis bad news, sorry, maar dis nou maar so. Vader, dankie vir U genesing hierso in hierdie huwelik. Vader, ons eer U naam. Dankie vir lewe. Lewe in oorvloed. Dankie vir hulle 2 pragtige seuns. Hulle sal groei van krag tot krag. Jy sal vir hulle Bybel lees in daai huis, nê, en hulle sal in jou lippe hang met die wysheid wat die Here jou gee. Jy's die koning, priester, profeet in jou huis. Vader, ek eer U naam. Here, in alles wat hom wil terughou. Enige iets wat hom wil verslaaf maak en enige iets. Verslawing, ek sê vir jou, die Here bestraf jou, los hierdie man uit. In die naam van Jesus. Vader, ek loof en ek prys U naam. En alle wonde in sy hart en in sy siel, in sy kop, dankie dat al hy skaars kom genees. In Jesus naam, amen. Vader, ons loof en ons prys U naam. Ons loof en ons prys U naam. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Hier's 'n oomblik hierso. Heilige Gees is hier. Ek kan dit sommer net voel. En julle moet asseblief vorentoe kom. Don't miss the opportunity. Vader, ons loof en ons prys U naam.
Dankie Here, vir U opstandingskrag. Dankie dat U vir ons krag gee, Vader. Krag om te lewe, krag om uit te gaan, krag om ons voetspore neer te sit in hierdie dorp, Vader. Hierdie dorp wat U so brood nodig het. Die Here wys nou dag vir my, ek's by Fire and Fragrance, en Gabriel en daai ouens wil ons kom help hierso. En die Here sê vir my, toe ek in daai boardroom instap, en ek hoor daai Nieu-Zeelandse teacher, daai kinders teach, toe sê die Here vir my, hy sal die beste gee vir sy kinders van Carletonville. Die beste. Hy sal mense hiernatoe stuur, wat ons kinders wat op strate rondloop, die woord van God sal leer. En raai wat? Ons gaan hulle help. Ons gaan hulle help. God gaan jou equip om hande op siekes te lê. God gaan jou equip om te teach. God gaan jou equip. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Daar sy. Ons eer U naam. As jy voel jy wil opstaan en loop, kan jy opstaan en loop. As jy voel jy wil bly, dan kan jy bly. Vader, ek eer U naam. Ons eer U naam vanoggend. Ons eer U naam vanoggend. Ons loof U naam en ons prys U naam. Toe ek nog niks geweet het van bediening, toe bedien daai oom en tannie al, hoor, moet dit net vir julle sê. Daar sy, Vader, ons eer U naam. Dankie oom Ronnie, dankie tannie. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Hou aan met wat jy doen vir die Here. As jy voel, dit is wat die Here vir jou gesê het en doen, dan doen jy dit. En jy compare jouself nie met ander nie. Jy doen wat jy moet doen vir die Here. My pa en ma het lank terug vir my gesê, ja Johan, ons kan nou nie bid soos jy net, voel of ons niks vir die Here doen nie. My ma werk vir hospice. Reine en onbesmette godsdienst voor God is dit, sê in Jakobus 1 vers 27, om die weduwees en wese te help aan hulle nood. Jou werk is dalk om by kinders te wees, dan is jou werk by kinders. Jou werk is dalk dit om dit te doen, om 'n oom en tannie te help wat niks het nie, dan doen jy dit. Onthou wat sê Kolossense 3, alles wat jy doen, doen jy asof jy dit vir die Here doen. Alles wat jy doen. Ja, as jy skool toe gaan, dan gee jy skool asof jy dit vir die Here doen. En daar's kindertjies, daar's siele daar wat nog nooit van die Here Jesus Christus gehoor het nie. En al wat het gehoor is by jou en my. Dis wat ons doen. Dis wat ons doen. Almal van ons het iets wat ons vir die Here kan doen. Ja, en soos ons voor die tyd gebid het, is goed om te dien. Maar is nie hoeveel koeksisters jy bak en hoeveel borde jy was nie. Dis waar jy jou hande gaan lê op mense en vir hulle gaan hoop gee. En as hulle nog te skie is vir hande opleg, dan moet nie dat almal net hande op jou lê en jy daai skrif uit konteks uitvat, dan praat jy met hulle. En as jy so wegstap, dan pluk jy nader, dan gee jy net 'n drukkie. Dis wat jy doen. Dis wat jy doen. Vader, dankie, dat jy elke traan sal opdroog. Elke traan sal opdroog, Vader. Alle bekommernis. Alle bekommernis. Wees, ek preek sommer vir myself vanoggend hierso. Ons almal is bekommerd oor baie dinge. Maar Here, dankie, dat alles sal mooi in plek val soos U dit wil hê dit moet gebeur. Vader, ons eer U naam en ons loof U naam. Here, dankie vir die werk wat U doen hier in my boetie. Vader, dankie. Hier is mense wat hier sit, nê. Wat dit gaan lyk of my bediening stil staan soos julle bedienings gaan hardloop. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Dis ons hart. Niemand hier is jaloers dat die ander ou se bediening beter as syne is nie. Ek wil hê julle moet beter as ek preek en beter en meer weet as wat ek weet. Ek bid dit vir my kinders ook. Here, mag my kinders, mag daai seun vir my wat daar agter sit, dat my soeke met soeke oogies aankyk, mag sy bediening beter wees as myne. Mag my boetie en sussie wat hier is, mag U meer kragtig deur hulle werk, as die ooit deur my gewerk. Dis wat ons soek. Dis hoekom ons moet gaan disippels maak. Hier is nie 'n kompetisie tussen mekaar nie. Want ons gaan verloor te mekaar. Ons moet fokus op die prys. Wat hy vir jou sê, well done, my getroue diensknegt. Wow. Wow. Here, maar wat het ek vir U gedoen? Jy het vir my water en kos gegee, maar wanneer het ek vir U water en kos gegee? Hy sê nie, daar waar ons is, daar waar ons werk. Gee water en kos vir daai mense. Sorg vir daai mense. The well wat hier in die dorp is. Die projekte wat ons doen.
Daar waar jy bid vir jou boetie en sussie, daar waar jy bid vir jou buurman, wat nie die Here ken nie, wat elke Saterdag aan so lekker kuier en so vloek, sê Here, gee my krag om langs hierdie ou te bly, maar ek bid ook vir hom, Here, ek bid vir hulle, en maak soos my vriendin Mia daar in Mosselbaai, maak 'n spiritual bom, sy gooi sulke geestelike bomme oor haar na sy braaiplek toe, dan plof, daai seëninge so tussen sy braai, profetiese aksie. Vader, ons bid vir ons bure, ons bid vir ons ander kerke, Here, ons bid vir die ander leiers in die dorp, ons bid vir hulle kerke, ons bid vir die opstandingskrag om in al hierdie kerke van die dorp, ons is te min om al hierdie mense te bedien net in Kaltenwil. Hier's duisende mense wat in die kerk toe kom het. Nie honderde nie, duisende. Gabriel sê nou dag vir my, JC, as ons gaan begin by die skole preek, en van elke hoërskool in hierdie dorp, net 50 van die kinders hiernatoe kom, het ons 'n probleem. Want hoe gaan ons hulle vang? Julle gaan help. Ek gaan dit op my eie kant doen. Julle gaan dit met doen. Ja, maar ek het nog nooit, jy gaan. Maar ek het nie 'n sonnaarskool handleiding boek vir graad 3's nie. Hey, jy die Bybel. Dis jou handleiding. Ek onthou toe ek in my vorige kerk daai jare sonnaarskool moes gee. Ek het daai sonnaarskool boekie so gecheck, maak toe. Ek vertel van hulle van wat die Here vir my gewys het. Ek weet ek mag dit nie gedoen het nie, maar ek het. Vader, ons loof, is iets wat ek vergeet het? Is jy reg? Dankie Here. Is daar nog iemand? Ja, nie dankie Here so nie, maar ek sal dit na die tyd hoor, moet jy nie hoor nie. Al die pad op pad Potch toe. Jy kyk net so voor jou. As hy, Tinus vat oor, dankie, amen. Mag ek nog nie amen sê nie? Ok. Ek wil net gou, wat is jou naam? Met die swart hemp, Bani, jou seun, wat is sy naam? Ook Bani. Ek wil net gou vir jou sê, terwyl ek hier so voor staan, voel ek net die hele tyd, ek dra net die hele tyd na jou toe, jy weet verstaan, en ek voel net, ek moet volgend vir jou sê, wat ook al in die verlede was, is in die verlede. Ek weet nie wat se battles jy fight nie, ek ken jou nie, ek weet nie, ek het jou nog nooit regtig ontmoet nie, nog nooit myself voorgestel in jou nie, maar daar's 'n baie spesifieke bediening wat die Here vir jou wil oopmaak. En ek voel, dis onder die youth. Ek weet nie hoekom nie, ek voel dis onder die youth waar jy jou wil gebruik. So ek wil graag vir julle vra, Bani, as jy en jou familie dalk net vorentoe kan kom. Ek wil net graag as 'n familie, julle familie saam net vir julle bid. Is dit oukei? Kan ek julle dit vra? Dankie. Amen, amen. Dankie Here. Dankie Here vir die familie en sommer vir hulle, res van hulle familie wat oor see is. Ja, mamma hart wat so verlang en pappa hart. Sy. Kom ons steek ons hande uit na hulle toe, kom ons bless hulle man. Dat die krag wat in jou is, gee dit verander, deel dit uit. Dit kan nie opraak nie, kan nie glo soos die weduwee se kruik sê hulle. Dit hou nie op nie. Dit hou net nie op nie. Wie anders is dit wat hy het neergedaal, hy het opgevaar en hy gee nog. Hy gee vir ons heeltyd. Here, dankie. Ons loof en ons prys. Ons loof en ons prys. Julle moet vir my luister. Moenie die vyand vir jou jok nie. Jy is goed genoeg. Luister ek vandag vir jou sê. Moenie dink jy kan nie. Nee, jy kan nie, hy kan. Jy kan verseker nie. Jy kan verseker nie, maar hy kan. Sê ek sien jou altyd, kan ek maar vir jou bid? Jy kry altyd daar in die hoek weg agter. So jy vorentoe kom en ek vir jou bid. Ja, vir jou wil ek bid. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Aangesien ek nou klaar gemaak het, maar Tinus is nog aan, so nou kom roep ons maar nog iemand. Wat is jou naam nou? Judy. Vader, ek loof en ek prys U naam, dankie vir Judy. Here, U weet wat aan haar lewe aangaan, U weet alles. Vader, dankie. Heilige Gees, dankie. Dankie Here dat U jou net bedien in hierdie oomblikke.
Dankie Here vir u vrede wat alle verstand te bowe gaan. Oor haar gees, haar siel, haar liggaam. Vader, dankie. Vrede is wat jy soek en vrede is wat jy sal kry. Die Here gee vir jou vrede, rustigheid, kalmte. No more worries. Amen. Dis awesome, hè? Ja, ek voel dit, ek word gebless as ek vir iemand bid. Hoe lekker is dit, nie? Die mense sê, kan ons na my huis toe gaan? Ja, ek geniet dit. Het jy dit geniet? Die Here is awesome, kom ons gee vir die Here 'n hand. Dankie Here dat u opgestaan het. En dankie Here dat u ou dooie goed kan lewendig maak. Hoe lekker is dit? Alle eer in die Here. My vrou sê ook dankie. Dankie tog, hy's beter as dit gister was. Yes, die ding. Vader, dankie. Ons eer u naam. U is God. Here, mag ons altyd u en u woord eerste sit in ons lewens. Mag ons u woord bewaar. U woord is die waarheid. Mag ons net glo in u woord. Mag ons dit nie verdraai nie. Mag ons dit nie afwater nie. Mag dit net sterker word in elkeen van ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In him we will never thirst again. הרוח והקלה אומרים בו, הרוח והקלה אומרים בו. Oh, the Spirit and the bride, they say come. אומרים בו, הרוח והקלה אומרים